baie skielik, en heeltemal onverwags, was die vloed daar. In Lukas 17 verwys die Here Jesus daarna, hy sê, hulle het geëet, en hulle het gedrink, en hulle het getrou, en hulle is in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sonvloed gekom het, en almal vernietig het. Geen verder beskrywings oor hoe hulle in hulle doodsangs na God geroep het nie. Daardie God wat hulle nooit in hulle lewe wou ken nie. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. As ons U werke in die skepping aanskou en hoe U hierdie skepping wonderlik onderhou. As ons U werk in die skepping aanskou en sien hoe U ook verskriklike oordeele oor hierdie wêreld bring, deur dit wat ons natuurverskynsels noem. Dan besef ons hoe ons U nodig het. Dan besef ons dat ons self uit dieptes gans verlore getrek moet word. Dat ons redding nodig het, daar waar ons so dikwels in ons lewens beland, waar ons nie meer hoop het nie. Dan besef ons dat U 'n genadige God is wat ons in die donkerste nag kom haal daar waar ons in sonde verlorenheid besig was om onder te gaan. En ons dank U daarvoor. Ons dank U daarvoor want ons weet dat ons en die res van hierdie wêreld diep sondig voor U staan. Dat daar nie een enkele een is van ons wat enige geregtigheid het, wat ons U kan aanbied nie. Ons dank U vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, wat nog altyd daar was. Hy wat saam met U by die skepping was en nie die werking van sy hande wil laat vaar nie, maar nog steeds uitreik na sondaar mense. Selfs daardie een enkele 100ste skaap wat uit die 99 weggeraak het, selfs daar waar hy hulle gaan soek. Daar waar hy innig jammer vir ons gevoel het en nog steeds nou, nadat hy sy wonderlike werk voltooi het, daar aan die regterhand vir ons intree. En ons bid Hemelse Vader dat ons vandag, dat ons daardie liefde wat ons van U en U Seun Jesus Christus ervaar, dat ons dit sal koester. Dat U ons oë sal oopmaak vir die wonderlike werk wat U deur die skepping gedoen het en wat U deur die herskepping doen in U Seun Jesus Christus, en dat daar by ons blydskap en vreugde sal wees. Ons bid vir die werking van die Heilige Gees by die lees van die woord van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die boek Genesis, die verhaal van die vloed wat plaasgevind het in die tyd van Noag. Ons lees vanaf hoofstuk 6 en dan ook hoofstuk 7 en 8 sal ons ook gedeeltes uitlees. Ons lees van hoofstuk 6 vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar.
In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit was die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe sien die Here dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Het dit die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Dan lees ons weer vanaf die 7de hoofstuk, die 10de vers. Na die 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Op dieselfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns, saam met hulle in die ark gegaan. Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte, en al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. En die vloed was 40 dae lank op die aarde, die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe, die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde webel en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dae lank. En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan
en die stortreën uit die hemel het opgehou, toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan en die waters het afgeneem aan die eind van 150 dae. En dan lees ons verder vanaf die 18de vers. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg, volgens hulle soorte het uit die ark uitgegaan. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het die lieflike geur geruik. En die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie. Want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek dit gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see, hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis van al die diere, sal ek dit eis, ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan die wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens en alle vlees, en die water sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien, om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Dit is die woord van die Here. En ons lees tot sover daaruit. Ek herhaal weer verse 14 en 15 van hoofstuk 9. Die Here sê, as ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond, wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens in alle vlees. Broeders en susters, ons was die afgelope tyd baie ryklik geseën met indrukwekkende wolke. Nie net daarbo op die Hoëveld nie, maar ook hier in die Karoo. Maar ons haal vandag ons oë vir 'n oomblik van die wolke af en ons rig dit net op die Here se woord.
Vir 'n oomblik vergeet ons van alles wat die weervoorspellers en die natuurkenners en hierdie profete van klimaatsverandering, mense wat baie seker is van hoe alles werk, waar alles heen gaan, waar alles vandaan kom, ons vergeet vir 'n oomblik van hulle. In hierdie heilige uur wat ons hier by mekaar is, het ons net aandag vir God wat praat en die woorde van sy seun, woorde wat duisende jare gelede vir ons opgeteken is, ook vir ons hier vandag. Ons kyk en ons luister na dit wat die Here vir ons sê aangaande sy skepping en sy herskepping, maar ook wat hy vir ons sê aangaande sy oordeel, maar ook sy genade. En die Here wil ook hê dat ons hierna weer na die natuur, na die wolke en na die reënboë sal kyk, maar nie op dieselfde manier nie. Nie met die beter weterigheid van die menslike wetenskap nie, maar met kinderlike verwondering. Kinderlike verwondering dat ons sal kyk na die tekens van God se genade. Genade, want as die Here nou wolke oor hierdie aarde bring, en as daar 'n reënboog in daardie wolke verskyn, dan sal hy dink aan sy verbond. En hy sal dit aansien en hy sal gedagtig wees aan sy ewige verbond tussen hom en al die lewende wesens wat hier op aarde is. Ons kyk na die wolke en ons kyk na die reënboog as tekens van God se genade, want ons het nog steeds genade nodig. Al lewe ons in 'n heeltemal 'n ander tydvak as daardie mense in Noag se tyd. Ons het vandag nog steeds genade nodig, al leef ons nie meer in daardie tyd toe reuse op die aarde gewandel het nie, toe mense amper 1000 jaar oud geword het nie. Al loop daar nie meer dinosourusse op hierdie aarde rond nie, het ons vandag nog steeds genade nodig. Al lyk en al funksioneer die skepping vandag heeltemal geheel en al anders as voor die sonvloed en as die tyd wat dit vooraf gegaan het. Ons het vandag nog steeds genade nodig, want die mens is vandag nog net so verwaand soos hy in Noag se tyd was. Ons leef vandag ook tussen manne van naam, soos ons gelees het. Alle mense is nog steeds verdorwe en hierdie aarde is nog steeds besoedel met geweld en met bloed. Die Here sou dit net sowel nou met 'n watervloed kon skoon was, soos hy dit destyds in Noag se tyd gedoen het. Ja, Noag self openbaar hom as 'n man dat nadat hy daardie groot vloed oorleef het, dat hy nog steeds sondig was. Noag word so dronk, so lees ons in hoofstuk 9, so dronk dat hy al sy klere verloor en daar kaal in sy tent rond lê. Die versinsels wat die mens in sy hart bedink, was en is nog net altyd deur sleg. En daardeur bring die mens die hele skepping onder vervloeking. Ons het vandag nog steeds genade nodig, miskien nog meer as in Noag se tyd. Want die toorn van God rus immers op hierdie sondegevalle wêreld. Sy oordeel is onafwendbaar, maar dit sal nie weer deur water wees nie. Daarvoor het God vir ons die wolke en die reënboog as teken gegee. Daarvoor het God aan homself die wolke en reënboog as teken gegee. Die toorn van God rus nog steeds op hierdie sondegevalle wêreld. Sy oordeel is onafwendbaar, maar daar sal weer 'n nuwe begin wees. Want God laat vaar nie die werke van sy hande nie. En daarvoor het God ons ook die brood en die wyn as tekens gegee, die tekens wat staan vir sy seun se gekruisigde liggaam, sodat ons nooit weer God se oordeel hoef te vrees nie. Maar die Here wil ook hê dat ons nooit sal ophou om oor hierdie tekens verwonderd te wees nie.
Nou ons het reeds gesê dat die aarde voor en na die sonvloed dat dit radikaal verskil. Selfs met die bietjie helderheid wat ek in my verstand het, moet ek dit toegee, en ons moet ook toegee dat selfs die kleiner vloede wat ons hier beleef, die wêreld heeltemal anders kan laat uitsien. Bome word ontwortel en groot lappe aarde word weggespoel, paaie, brûe en huise is dikwels daarmee heen, riviere verander hulle lope. Ons beleef dit op die oomblik in hierdie land. Die sonvloed daarenteen was 'n baie groot gebeurtenis, ongekend in die wêreld se geskiedenis, onherhaalbaar groot. Tot 15L bo die hoogste bergtop het die water gestyg. Met ander woorde, 7 meter bokant Mount Everest in die Himalajas. Een groot watermassa wat die hele aarde bedek het. Ons kan ons dit moeilik voorstel dat hierdie miljoene der miljoene kubieke meter water oor 40 dae kon uitgesak het. Sekerlik nie met die normale wolkvorming soos ons dit ken nie. Maar dis ook nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel noem glad nie eens dat daar wolke was nie. Die Bybel noem glad nie eens dat hierdie aarde wolke geken het met die eerste skepping nie. Ons lees in Genesis 1, en nou moet ek bely, geliefdes, ek glo letterlik elke woord wat daar staan, soos dit daar staan. Ek glo dat God hierdie aarde in 6 dae geskaap het, soos dit daar staan, en ek glo dat God dit so gedoen het, en dat dit so gebeur het, soos dit hier beskryf word. Net soos ek glo dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Ons lees in Genesis 1 dat God die waters geskaap het en dat hy die waters van mekaar geskei het. Daar was toe waters wat bo die uitspansel was en water wat onder die uitspansel was en waters wat op 'n bepaalde plek op die aarde versamel was en hy het dit toe see genoem. Die aarde was toe deur haar eie fonteine benat. So lees ons dat daar in die tuin Eden 'n rivier ontspring het en die rivier die tuin benat het. In hoofstuk 2 vers 5 staan daar dat God toe nog nie op die aarde laat reën het nie. Trouwens ons lees mis het hy die aarde opgetrek en daarmee die hele aardbodem bevochtig. Die water styg dus wel in die lug op, maar nêrens lees ons van enige reënwolke wat gevorm het nie. En dan kom ons by die sonvloed in Genesis 7, en dan sien ons 'n daad van God se gerig, 'n daad so geweldig en so ingrypend en so veranderend soos die skepping self, 'n daad wat in alle opsigte teen die destydse natuurlike gang van dinge ingebeur het. Op 'n spesifieke dag het al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Dis wat ons gelees het. Die watervloed kom uit 2 rigtings, uit 2 bronne. Nie net die onderaardse water word oopgebreek nie, maar ook die sluise van die hemel word oopgemaak. Nou, ons ken stortreën, geliefdes, maar hierdie was 'n stortreën van 'n heeltemal 'n ander aard. Dit was soos die verskil, soos om onder 'n stort te staan en om onder die oop sluis van die verwoerdam te staan. Behalwe nog dat die water nie net van bo af gekom het nie, maar net soveel uit die aarde self. 40 dae en 40 nagte in die water staan, 7 meter bo kan die hoogste berg. Die waters wat met die eerste 2 dae van die skepping geskei was, daardie waters het nou weer by mekaar uitgekom en in baie opsigte keer die skepping nou weer terug na hoe dit was daar reg aan die begin. Hoe sing ons in Psalm 104? Die aarde het deur sy bevel op fondamente vasgestel.
Die waters in hul stormgewoel het oor die berge heen gespoel. Baie skielik, en heeltemal onverwags, was die vloed daar. In Lukas 17 verwys die Here Jesus daarna. Hy sê, hulle het geëet, en hulle het gedrink, en hulle het getrou, en hulle is in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sonvloed gekom het, en almal vernietig het. Geen verdere beskrywing van die mensdom se desperate pogings om die vloedwaters te ontkom nie. Die geskarrel teen die berge uit, die hopelose vasgryp aan boomtakke, die wanhopige pogings om nie water in te asem nie, totdat hulle nie anders kan nie. Geen verder beskrywings oor hoe hulle in hulle doodsangs na God geroep het nie. Daardie God wat hulle nooit in hulle lewe wou ken nie. Geen vermelding van hoe die reuse, die geweldiges in die manne van naam gereageer het nie. Die waters het die oorhand gekry. Die oorhand oor die destydse bewoonde aarde, die oorhand oor mens en dier van alle wat asem het en van die lewensgees in sy neusgate gehad het, oor alles en oor almal, behalwe Noag en sy gesin. Oor alles en almal, behalwe die Here se klein skipkerkie, die ark wat daar bo die waters gedryf het. Noag was die man wat in Hebreërs 11 beskryf word. Deur die geloof het hy, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande dit wat nog nie gesien was nie, dat hy met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak het, en hy dit gedoen tot redding van sy huisgesin. Sodat God deur die sonvloed weer van niets af begin, is duidelik uit die laaste gedeelte wat ons hier in Genesis 8 en 9 gelees het. Soos in Genesis 1 kry die verbondsvolk weer eens die opdrag om vrugbaar te wees. En tog is alles nie weer soos dit was nie. Dierevleis word aan die mens nou gegee om ook te eet. En die gebod teen doodslaan word pertinent genoem. Kain se sonde teenoor Abel mag nie weer herhaal word nie. En dis selfs met die dood strafbaar. Die mens het ook nie meer so oud geword nie. Die skepping het verander. Dinge lyk nie meer dieselfde nie, dit werk nie meer dieselfde nie. Met hierdie gebeure kan ons wel van klimaatsverandering praat. Op die Here se woord sou saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter anders daar uitsien. Dit sou nou alles deur 'n skoon gewaste aarde met 'n atmosfeer bepaal word. Nooit weer sal hierdie aarde met 'n vloed gereinig word nie. En daarvoor gee God vir die skepping 'n teken van sy verbondstrou, so het ons gelees, 'n reënboog in die wolke. Van tyd tot tyd sal daar wel dreigende wolke wees, dele van hierdie aarde sal wel van tyd tot tyd oorstroom word, maar nadat alles breek die lig weer deur, nadat alles staan God se genadeteken weer oor die hemelruim uitgespan. Nee, sê God se reënboog, hierdie aarde sal nie weer deur water vergaan nie. Die reënboog was 'n teken van iets wat voor die sondeval nie daar was nie. Hierdie is 'n teken van iets wat ons met ons wetenskap van vandag, dat ons dit nie moet probeer alledaags maak nie. Ja, ek kan nie ook vertel, en wetenskaplikes kan nie ook vertel, dat wanneer lig op 'n sekere hoek deur die vog in die lug gebuig word, dat ons 'n boog met 7 kleure sal sien. Maar dit kan ek ook vir u vertel. Ek kan u ook vertel dat niks wat ons sien nie van God afkom nie. Ook hierdie lig en hierdie water, ook hierdie natuurwette, dit kom alles van God af. Trouwens, die natuur
ken geen wet nie. Daar is net die woord van die almagtige God. Die natuur ken ook nie natuurverskynsels nie. Dis net die woord van die Here wat iets kan maak, verskyn of verdwyn. En op sy woord was die wolk en die reënboog daar. Ek glo dat Noag en sy kinders daardie dag iets gesien het wat hy in sy 600 jaar op aarde nog nooit gesien het nie. Iets niets, iets heeltemal anders. 'n teken van die enige ware God wat hom en sy mense gered het. 'n teken van die Here wat nie die werke van sy hande laat vaar nie. 'n teken van die Here wat uit niks uit weer iets niets kan begin. Staan verwonderd, Noag. En u geliefde gemeente, as u weer die reënboog in die wolke sien, staan verwonderd. Nie net omdat God daardie teken vir ons gegee het nie, maar en hier kom ons by die grootste genade, dit wat ons ook saam gelees het by hierdie gedeelte. God het daardie teken ook vir homself gegee. Wanneer ons verwonderd na daardie reënboog staan en kyk, moet jy weet dat daardie oomblik is God self besig om na daardie teken te kyk. Dis mos wat ons gelees het. As ek dan die wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond, die verbond wat daar bestaan tussen my en julle. Want die Here wat van geen wankel weet nie, sal ook hierdie verbond nimmer vergeet nie. Nie net die verbond met Abraham sy vriend nie, maar ook sy reënboogverbond met hierdie skepping. Nie net sy reënboogverbond nie, maar ook daardie bloedbeseelde verbond wat ons ken met die nagmaal, die verbond in die Here Jesus Christus. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid dat ons wat alles so vanselfsprekend aanvaar, dat ons wat so gemaklik omgaan met al die genade wat U elke dag vir ons gee, ook die besonderse genade wat ons ervaar in hierdie skepping, bid ons dat U ons geloofsoë sal open. Dat ons sal besef dat dit net U goedertierenheid is dat ons nie omgekom het nie en dat U in die wonderlike liefde en genade elke dag vir ons 'n nuwe geleentheid gee om U te dien, om in U volgens U wil te wandel voor U aangesig. En mag dit ook so wees met ons in hierdie tyd, waar ons so maklik meegevoer kan word deur dit wat in die skepping aangaan, dit wat in die nuus aangaan, dit wat in die wêreld aangaan, dit wat in die klimaat aangaan, dit wat in die hemelruim aangaan, maar nie verwonderd raak oor U en wat U doen in daardie skepping nie, en hoe U dit onderhou, en hoe U in die wonderlike liefde ons nog geleentheid gee hier op aarde, om U te dien en om te werk volgens dit wat U vir ons bepaal het, elkeen in ons eie stand. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.